Goeiemôre. Vanoggend wil ek gou 'n storie vertel van Manawales, daar by Pietersburg bombaan, of nou Rodewal bombaan. Dis die bombaan net noord van Pietersburg wat die lugmag gebruik. Al die jare gebruik het vir Mirages, Cheetahs, Impalas, Rooivalk, enige iets wat wapens kom aflewer. Dis waar hulle die bombaan gebruik het in die noorde van Suid-Afrika. As ook bane wat gebruik was by Toefrock, by Langebaan, en dan ook obviously die brug, en dan ook obviously daar by Loatla, maar ek wil spesifiek 2 staaltjies share van Pietersburg. So die eerste een was in 1991. Ek was die instrukteur, die training sergeant by 507 Eskader op Pietersburg. My reaksiemag, die basis sekuriteitseskader se reaksiemag, was kampers gewees. So hierdie jaar, elke jaar is daar nou 1 keer of 2 keer 'n jaar wapendemonstrasie vir die gesamentlike stafkursus en ook vir die generale en vir die publiek partykeer. En op hierdie een geval in 1991 moes ons deel wees van die demonstrasie. So ek moes met my troepe 'n laaste lig aanval doen. En ek besluit toe, okay, ons sal 4 buffels gebruik, of 4 bulldogs, wat ons gehad het, bulldogs. Nee, 3 bulldogs, 10 troepe elk, LMG op elkeen gemonteer, so ons sal inry, en jy weet, normaalweg, en soos mense patrollie so ry op die grens, so 'n paar meter uit mekaar uit, die bulldogs, en dan sal ons kontak maak, en dan indraai op die teiken, en dan die troepe sal die bas, en dan sal ons fire movement het, 'n laaste lig aanval. So ons practice dit daar op die eenheid 'n bietjie, gaan deur die oefeninge, en ons maak toe gereed, en die aand, hier gaan ons. Ek het laat die troepe, elkeen het about 8 magasyne gehad, vir die R5's, en almal was net tracers gelaai. Ons wil dit nou mooi maak, dit moes in die aand, dis laat skemer. Die LMG's het hulle tracers obviously ingehad in die belde en goeders. Elke LMG het so 6000 rondes gehad, wat ek die belde mekaar gesit het, en dan die troepe, daar was so 30 troepe, elkeen met 8 magasyne, 30 ronde magasyne vol tracers. So, is nou ons beurt. Ons het my Samuel, hy is op die radio, hy gaan praat oor die radio, en die radio sal connect met die luidsprekerstelsel, so die mense kan hoor, dat hulle kan die 4 leidingbevele hoor, en al die tipe van dinge. Daai tyd was Luitenant-kolonel Korver, hy was 'n majoor, hy was die bevelvoerder van 507 Eskader, so ons is onder sy vaandel, nou soos daar, ons ry, en nou maak ons kontak, ons gooi 'n donderbuis af, met 'n tou aan die kant van die buffel, aan die bulldog, hy hang so aan die kant, laat hy ontplof, dat het lyk of die bulldog nou met 'n landmyn getrap het, of met 'n RPG-7 getref is, wat nou die initiation is. Stop, die LMG's begin skiet, die een flap in die wegkantste flap van die bulldog val af, die troepe spring af, die bas begin skiet, binnekantste flap val af, die troepe die bas begin skiet, en dan begin ons indraai met die voertuie. Nou fire move die voertuie saam met die troepe, die LMG's praat van bo af, troepe doen onderlinge beweging op die grond, nogal skerp, ja, ons is redelijk skerp geoefen. Eers sien my maat, jy sien net kool strek, en die tracers, die goed loop, porrelste, elke tracer steek die veld in die brand. Toe ons nou deur die doelwit is, het vat so, dis net so minuut en 'n half se kontak wat ons nou beweeg, en ons cover soeke so 20-30 meter wat ons vorentoe beweeg, firing movement, en as ons stomp teikens, daar is wrakke op die grond, so jy skiet hulle, en skiet die rondes in alle rigtings, en dit lyk iets moes vir die skade juig. Ek het meer juig vir dit gehoor, as wat ek gehoor het vir die Cheetahs se 1000 pombomme. Toe is klaar is, dan brand die veld, die hele veld brand, aan die ander kant by die teiken area. Nou kom die brandweer in, en hulle begin spuit om die 4 beter te keer. Gelukkig is baie brandbane gemaak. Hulle is nog besig om te spuit, hier kom die aankondiging van hulle moet terugtrek, want die Impalas is op pad in met hulle, om hulle strike te doen. Nou obviously, daai aand is nou sterk skemer, die hele plek brand. Volgende oggend in die nuus, in die koerant, daar's 'n foto van
ons veldbrand van Pietersburg bombaan en 'n opskrif van die lugmag het goeie een of ander, ek kan nie onthou die was die opskrif gewees of die byskrif van die lugmag se goeie demonstrasie gister, maar die foto, daar's nie 'n foto van 'n cheetah wat 'n bom drop of iets, daar's net 'n foto van ons brand wat ons hele bombardapparaat in die brand gesteek het. So needless to say was ek in die moeilikheid geweest die volgende dag by die bevelvoerder by Major Korver by Kolonel Houflisch, wat die basisbevelvoerder is, maar agterna het hulle vir my eers iemand, hulle het so chaff gevoel gegee met daai attack, hulle het gelike die attack, maar next time moet ek asseblief so baie tracers insit nie. So dit was die eerste ene. Die tweede voorval, weer dieselfde bombaan. Dis nou klomp jaar later, hier so 1998, 99, ek's 'n majoor. Ek is die ops-offisier, tweede in bevel van 500 eskader. Ons moet weer gaan deelneem. Selfe ding, man, ek maak die troepe voor. Hierdie keer gaan ons nou mortiere bysit, 60 mm mortiere en 40 mm granaatlandseders gaan bykom. Maar ook wat bykom is, die troepe hierdie keer word nie met buffels of bulldogs afgelei nie, hulle jump parachute. So, want 500 eskader, die troepe is ons allemaal spring gekwalify. Nou is ek daar agter, ek gaan die mortiere skiet. En nou staan die safety officer van die Parabat, een van die Parabat safety officiere moes opkom om die flight in te bring, so die ouens reg afspring. Maar is nogal 'n sterk winderige dag. Ek en hy staan daar so, hier kom die twee Kazas met die troepe. En ek kyk die wind, dit was dwarswind, 'n direkte dwarswind soos hulle kom. En ek kyk waar hulle vlieg en ek kyk op die grond, ek tog hier by myself. Daar's nie 'n manier as ons daar uitspring dat hulle hier gaan land in hierdie droë stuk grond, hierdie oop stuk grond nie. Hulle geniet tussen hierdie klomp doringbosse indrift. Maar nou ja, ek weet mos nie, ek is nie 'n safety officer nie, en die Parabat qualified, hy jong kaptein, hy weet waar, hy moet seker weet, hy's gequalified, so ek los hom, hy praat die vliegtuig in, bietjie links, bietjie rechts, whatever, hy praat om te kom drop. Hy drop hulle die troepe vir my. Nou, die troepe is nou in die oopte land, aanhoek hulle parachutes, en dan sal hulle informasie kom, en sodra hulle informasie is, dan gaan ek begin hooi met die mortiere, en dan gaan hulle kontak maak en fire and move. Hier spring hulle uit. Die service like it, hulle cheer, want hulle doen baie lae hoogte, ons het baie lae hoogte gejump. Hulle spring, al die parachute, ouens vir my drift, van die oopkol af, reg oor die klomp, doringbosse van Pietersburg bombaan. Hulle almal land tussen die bome en die bosse, party van hulle sit so vas, so lank vas, ons moet nou wag dat hulle informasie kan kom om te skiet, maar hulle kan nie loskom nie, hulle sit vas tussen die bome, party, ons het klomp parachutes geskeer, so, eventually, kom hulle hier by mekaar, en wat sou omtrent net 5 na 10 minute gewees het vir ons om by mekaar te kom en begin skiet. Hier na 20 minute moet ek 'n handjie vol van hulle gebruik wat kon maak en begin met die aanval, want die ander is nog nie naby en lyk hulle gaan betyds daar aankom en ons moet die program moet aangaan. So, hier is ons weer in die moeilikheid die volgende dag. Wel nie ons nie, daai kaptein van die Parabats, die safety officer, want ek dink ons het 7 of 8 parachutes geskeer. Om hulle uit die bosse uit te kry. So dis die twee. Daar was 'n paar keer, ek sal later 'n bietjie oor ander stories vertel oor daai Pietersburg bombaan, veral met die kadetkampe vir die gestremde kindertjies. Dis was nogal baie nice. Maar vir nou is dit al, geniet die dag verder. Baie dankie.